Yeah.
Het jy geweet my man nou die dag gesê, die pastoor
wat hy gee, en sy sê toe, toe lyk het pastoor het geweet, daar gaan niks aan die, dis kom ek sê, die vaders, geseën sal hulle wees, broer Aldien, want broer Aldien is wel die manne, wat die volk hou, prys die naam van die Here, en so kom ons in oorwinning, prys die naam van die Here, prys die naam van die Here, ons gaan op die been kom, prys die naam van die Here, en dan gaan ons die dienes en die offerandes opneem, prys die naam van die Here. Ons gaan het oortjie sing, prys die naam van die Here. Bless me, O Lord, bless me, O Lord, bless me, O Lord, I'm never gonna let you go. Bless me, O Lord, bless me, O Lord, bless me, O Lord, I'm never gonna let you go. Let you go, I'm never gonna let you go. I'm never gonna let you go. You bless me, O Lord. We bless your name.
wil ek sê, die Vadersdag, mag hierdie dag vir u spesiaal, weer u is spesiaal in ons lewe in, soos die dierbares al reeds gesê het. Weet, 'n vader is daar om die orde te handhaaf in die huis uit. Ons kyk maar net aan baie gevalle in, as daar nie 'n vader is nie, nou en dan wat die kinders hand uit, dan nodig jy 'n vaderfiguur om een lijn weer te kry. Ek het al gehoor een ander vrou sê dat sy was eindelijk die kinders het bekry, sy was eindelijk onder mekaar. Toe moes sy een man gaan roep, een vader gaan roep, om saam met die kinders te praat, want sy kon hulle nie hanteer nie. So, hier weet vanmorgen, hier is baie belangrijk, baie kere hef die kinders met die moeders op, maar weer daar is een tyd wat hulle ook een hand kan uitdruk. En dan nodig ons een vader om hulle weer terug te bring. So wees vermoeder vanmorgen, weet dat u is spesiaal. Al word u nie opgekikker, soos die moeders nie, maar weet het. Baie kere dan laat die moeders ook baie dinge toe. En tyd is die tyd wanneer die kinders ook aanneem van haar. So, en baie kere dan is die kinders ongehoorsaam. Hulle doen net stoute goede, maar dan hulle is eintlik bang vir die vader. As die vader praat, dan wens jy glad sometimes die vader moet praat, maar as die vader praat, dan luister hulle. Hulle het eintlik baie respek vir die vader. Hulle kan enige ding met die ma praat, maar met die vader gaan hulle sy woorde tel. Ek het al die dag van my dochter gesê, ek sê vir haar, jong, ek is nie een ponsboy nie, jy moet self van my op haar gaan praat. So ek het so gesê, en vanuit dat ek sê, nee, hy sal so luister vir my. So ek het vir haar gesê, gaan na die vader toe, en sy het het net toe gedoen. So ek wil die vaders vanmiddag, yes, weet het, hier is spesiaal, especially in die oor van die Here, hier is hier spesiaal, alhoewel die kinders julle nie opkikker nie. Ek het wel bekende skrif, ek het al nie oor gepreek, gepraat, ek is nie prediker nie, gepraat. En die Here het my weer toe met jou met die selfde boodskap. As ek die Job, kom ek ons Job 1 lees, vers 1. Net vers 1 lees. Daar was 'n man in die land, die se naam Job was. En die man was vroom en opreg, en godvreesend, en nie afgewyk het van die kwaad. So hy was opreg gewees. En as ons nou verder lees, ek kan maar net lees, miskien die storie, as ons verder lees, dan besef ek, die Here het eintlik vir Satan uitgedaag en vir hom gesê, het jy afgeslaan met my knecht Job, dat is niemand so regverdig soos hy nie. En Job het gesê, hy is omring, die Here te protection om
En die Here, en hy sê vir die Here, dat, okay, en toe val die duiwel hom aan, en die duiwel het hom aangeval, en baie kere sien ek in hierdie dae, val die duiwel ons aan met material dinge, maar Job het gesê, ek lees iemand wat gesê, nadat ek uit my moeders skoot gekom, en naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem. Die naam van die Here, en die naam van die Here, het hy geloof. So, ek wil net sê, by die duiwel vang mens met materiaal goede, wat net vir 'n kort tydjie is, en baie kere met ons waaksaam is. Soos Job was die rykste man in sy tyd in, en hy het nie omgegee nie vir sy goed wat vergaan het, een na die ander het gekom klaar en gesê, sy goed het vergaan, sy goed, dan het sy wat jy gehad het en alles wat jy gehad het. En toe die duiwel sien dat Job het nie omgegee vir die materiaal goede, die vergankelijke goede wat in die wêreld is nie, het hy gesê, het die Here ook weer die Here weer vir hom gesê, het jy afgeslaan op my Job, op my knegt Job, en hy het gesê, ja, hy was daar, maar hy was omringd, die Here het hom geprotect. En die Here sê, okay, ek gee jou, ek dink ek sal maar moet sê, ek deel met die duiwel gemaakt. Hy het vir die duiwel gesê, okay, jy kan maak wat jy wil, maar net sy lewe moet jy spaar. En toe sê die duiwel, okay, ek sal so maak. En nou dink ek aan die skrif van wat die woord van die Here sê, hy sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar jy kan nie die siel doodmaak, maar vrees God, wat die siel sowel as die liggaam kan doodmaak. En weet, toe begin Job aan te val. Job het begin bose swere kry aan sy liggaam. En sy vrou kom daar. Sy vrou sê vir hom, seën die Here maar en sterwe. En Job sê vir hom, jy praat soos 'n dwaas. Gaan ons nie die goeie ontvang die goeie, maar ook nie die slegte ook ontvang van die Here. Jy praat soos 'n dwaas. En, okay, en toe het die Here, nou kyk ek nou vir Adam. Hy het geluister wat sy vrou vir hom sê. En hy het gesondig, want die woord van die Here sê, hy het geëet van die vrug, wat God beveel het, hulle mag nie eet nie. En, maar Job het nie geluister vir sy vrou nie. En Job, Adam, het gesondig, want ek lees nie daarvan, of hy teruggekom het na die Here toe. Hy het gemaak dat daar sonde, hy veroorsaak dat sonde in die wêreld inkom. Toe die Here nou by hom kom en hy sê, is hierdie vrou, wat die Here, wat u vir my gegee het. Hy het die skuld op die vrou gesê. Maar nou kyk ek aan Abraham aan. Abraham het ook gesondig, want hy het geluister vir sy vrou. Maar Adam, toe daar nou moeilik
slaaf en hy het toe ingegaan toe die slaaf want hy was ongehoorsaam, hy het te geluister na die stem van die Here wat gesê het, jy gaan 'n vader word van baie nasies. Tel die seel van die sand, kan each of the lands kan tel. En tel die sterre van die hemel, so gaan die Here ons seën. Maar Abraham het gesien, hy het dat die woord van die Here sê dit nog nie, maar die action het gewys dat hy het berou gekry wat hy het gedoen. En die eerste keer, ek het nog nie gehoor die Here het met hom met 'n enige man gesê, toe sê die Here vir die man, luister na die vrou, stuur die vrou weg. En God het vir hom gesê, stuur die vrou weg. En toe was dit die eerste keer wat hy geluister het na die stem van die Here. En so, en die Here het nie opgehou met sy belofte nie. Die Here het hom uit ons almal as ons onder die afstammeling van Abraham. Ons almal die hele wêreld is die afstammeling van Abraham. So ek wil net die bemoedig vanmôre. Weet dat jy moet sterk staan vastig in die Here in, onbeweeglik. Jy laat niks julle van die Here af weghou nie. En toe kom sy vriende, Job se vriende, het gekom. En ek sien Job het baie geoffer vir sy kinders, het opoffering elke keer 'n dier geoffer vir sy kinders, vir die sondes wat hulle doen. So ek wil ook die Vader sê vanmôre, moenie worry wat die kinders daar buite kan doen nie, want hulle weer baie kinders sondig. En baie keer dan kom die Bybel na ons toe en sê, jy praat so, jy preek so, maar jou kinders doen 1, 2 en 3. So ek wil aanmoedig vanmôre, moenie kyk nie op hulle, moenie worry van die kinders nie, want hulle is in die hand van die Here. Ons moet net nie ophou om te bid vir ons kinders nie. En toe kom sy vriende kon nie verstaan nie, hoekom Job so in as wat ons sit, toe hy daar die bose seere kry. En hulle het aangekarring aan Job. En baie kere gebeur het ook in ons lewe. Baie kere dan hulle kom nou nie letterlik soos Job se vriende gekom het nie. Want hulle gedink, hulle wil eintlik gehad het Job moet bely en sê, jy het gesondig. Maar Job het net vir hulle sy onreg gewys, dat hy nie, het hulle maak verstaan, dat hy nie gesondig het nie, maar hulle het gedink, hy het gesondig, daarom het hierdie bose smeere aan hom gekom. En sy een vriend het vastgesê, jy het ander mense bemoedig, wat gaan nou aan? Jy het ander mense opgelig, en baie kere besef dat baie kere dan sit jy daar in die mismoedigheid, dan sê die mense hier buiten kan jou kan nou nie letterlik na jou toe, maar jy kan maar net aflees om te dink. Hoe die mense sê, hoe kan die man op die vrou, dien sy dan nie die Here nie, dit het goed met haar gaan, hoekom gaan dit so sleg met haar? En baie kere, dan val die Bybel ons aan met siektes, of daar ongelukke wat gebeur met ons,
Die verskil is die Here spaar ons in lewe. Ons is geveerdig om te dien die Here, maar die Bybel vang ons aan. So, en die vriende het gekarring en geskarring aan die Here, aan Job, hy wil gehad, jy moet sê, hy het gesondig, maar hy het ons nog nie gesondig. En hy het ook al begin twyfel aan die Here aan. Hy het al begin twyfel. Maar nou toe hy net begin twyfel, hy het weer as mens op moed verloor, dan kom die Here deur. Net as jy begin met tol en glas, dan kom die Here deur. En die Here begin vir Job te antwoord en vir hom sê, kyk die uitspansel, wie het dit gemaak? En al hierdie dinge en die Here hom genoem, as iemand gaan lees vir Job, alles in die Here hom genoem. En toe begin Job berou te kry. En hy val in sy skuld in. En hy bekeer. En die vrou van vergifnis by die Here. Dis amper. En die Here sê vir sy vriend wat so baie gepraat het. En die Here sê vir Job, dat hy net sê hoe Job nou bely sy skuld. Toe het Job die Here geantwoord op 42, hoofstuk 42, antwoord en gesê, ek weet dat jy alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge dit wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. Hoor tog, en ek sal spreek, ek sal u ondervra en onderrig in my. Hy wil hê, die Here moet hom onderrig. Volgens hoor gesê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog op u gesien. Daarop beroep ek, en het berou in stof en in as. So hy verlei voor die Here, die dinge wat ek gespreek kan doen. Ek moes gesê, ek vervloek die geboortedag, wat sy ma geboorte gegee het. En kom dinge, het hy begin twyfel aan God. Maar, kyk wat sê die Here. En die Here het die lot van Job verander. Toe hy vir sy vriende gebid het, en die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel sowel as voorheen. So die Here het eers sy vriende, die Here het die vriende van hom, sy wat sê die woord van die Here. En nadat die Here, vers 7, en nadat die Here Job toegespreek het, met hierdie woorde, sê die Here vir Eliphaz, is die een vriend se naam, en Temanit, kan ek nie lekker uitspreek nie, my toren het ontvlam teen jou, en jou 2 vriende, want julle het nie recht van my gespreek, soos Job, my knegt nie. Neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme, en gaan na my knegt Job, en bring 'n brandoffer vir julle, en laat my knegt Job vir julle bid. Want hom alleen sal ek aan guns aanneem, sodat ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie. Nou sê, julle het nie recht van my gespreek, soos my Job knegt, soos my Job knegt nie. Toe het Eliphaz en die Tamit en
Bildad en die Sabit en sover die Namit gegaan en gedoen soos die Here aan hulle gesê het. En die Here het Job in guns aangeneem. En die Here het die lot van Job verander. Toe hy vir sy vriende gebid het, en die Here het Job sy besittings verloor tot dubbel soveel as voorheen. So ek wil u bemoedig, die Here ken vir u, die Here ken die stryd, die probleem wat u het. So moenie mismoedig word nie, soos Job al begin ingeneem. Maar teen die Here met blydskap, want dit is nie te lang nie, dan ken die Here. En ons is nog op daardie stadium, waar die duivel ons aanval met siektes en ongelukke wat met ons gebeur. So, kom, dat ons die Here dien. Dit is die laaste tyd wat ons in lewe uit. Kom dat ons die Here dien, en die Here sal ons seën vanmôre. Amen. Amen. Ons sal dankie aan sy juffrou vir die dinge wat ek hoofpresident van Here. Ons sal die pastoor vraag om ons af te sluit in die seën en gesprek president van Here. Praise the Lord. Ons sê die woord. Vader van ons Here Jesus en ons Vader, baie dankie Here vir die wonderlike voorreg wat ons gehad het om na u woord te luister. Here, u woord sal nie na u lewe terugkeer nie. Dankie vir die lewe van Job wat ons vanmôre leer, liewe Here, dat ons u sal dien nie net wanneer dit goed gaan nie, maar ook Here wanneer teëspoed ons te beurt val. Mag die Here u woord vanmôre seën en laat ons u woord in ons harte bære. Baie dankie Here vir elkeen wat die tyd uitgekoop het. En gebid dat die Here ons sal seën en terwyl ons nou van mekaar sal verdag, mag die woord van die Here ons gedagte verfris. Mag die Heilige Gees met ons wandel en Here ons vernuwe gemoeds gee om liewe Here probleme met nuwe oë te kan aanskou. Dit is my gebed dat die Here ons sal seën. Dankie Here vir die teenwoordigheid. U het ons vanmôre kinderlik besoek en ons wil al die eer, al die prys en al die aanbidding aan u toeswaai. En nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met u seën bly. Dat die Here kom om te kom aan die seën. Amen.